Hartlike goeiemôre, baie welkom by ons Woensdagoordenkings. Verlede Sondag het ons verder gegaan met ons preekreeks rondom gebed en ek het spesifiek gesels oor die belofte en die deurbraak. Die belofte en die deurbraak, die tyd tussen daardie twee. Jy het gebid, jy het gevra, jy het gesmeek, die Here het vir jou belofte gegee, maar nou is daar 'n wagtydperk voor die deurbraak of voor die antwoord op gebed. Jy sien baie keer dan antwoord die Here ja, dan gee hy vir ons 'n uitkoms of hy voorsien vir ons dadelik. Baie keer sê hy vir ons nee en dan moet ons sy wil vertrou daarvoor. En baie keer sê hy vir ons ja, maar nie nou nie. Daar's 'n wagtydperk in my en jou lewe en daai wagtydperk is nie 'n gemors van tyd nie. Dis juis 'n voorbereidingstyd wat die Here gebruik om my en jou te skaaf en te skuur en gereed te kry vir die deurbraak en vir die antwoord op gebed. Ek meen as ons kyk na Abraham se lewe, Abraham ontvang die belofte dat hy 'n vader van 'n nasie gaan wees. En 25 jaar gaan verby en dan word die belofte eers vervul. En na die belofte vervul is, vra God vir Abraham, maar hy soek sy seun terug, hy soek Isak terug, hy moet vir Isak offer. Hoekom dink jy het die Here dit gedoen? Want hy wou gehad het laat Abraham besef dat die belower, die een wat beloof is belangriker as die belofte. God wat op die troon is belangriker as enige antwoord op gebed. Hy is die een wat geprys en geloof moet word. Hy is die een wat saak maak. Wat van Dawid? Dawid word geseën en gesalf met olie deur Samuel as 'n jong man en gesalf as koning, maar hy moet terug gaan veld toe. Hy moet harp gaan speel en hy later van die jare kruip hy weg van koning Saul af. Daar het 'n lang ruk verbygegaan, 'n paar jaar verbygegaan voordat hy eers koning geraak het. Wat van die kruisiging of Jesus se kruisiging en die opstanding, daai tyd wat tussenin was. Die disippels het begin hopeloos raak en moedeloos raak, want hulle het gedink, hulle wêreld val in mekaar in. Die Jesus wat hulle verlosser was, die Jesus wat hulle koning was, is nou dood. En daar gebeur nou niks nie. Maar wat hulle nie besef het nie, dat God was besig in daai tyd aan 'n verlossingsplan vir my en vir jou. Hy was hard besig geweest, hy was besig om ons voor te berei vir iets groots, iets wonderlik. So ek wil jou regtig uitdaag hierdie week, as jy in 'n wagtydperk is, moenie dit mors nie. Moenie dit een kant toe skuif nie, moenie wegstap van dit af nie. Vertrou die Here, hê geloof, vertrou sy proses, vertrou sy wil vir jou lewe. Laat toe dat hy jou skaaf en skuur, dat hy jou vorm, want hy is besig om jou voor te berei vir daardie antwoord op gebed, vir daardie deurbraak. So bly naby die Here en hê geloof en hê vertroue in die almagtige een, die alomteenwoordige een. Mag jy 'n wonderlike week hê, mag die Here jou seën. Ons gesels volgende week weer. Totsiens julle.